Kom ons kyk na die bloed van Jesus en die bloed van Abel. Of is dit dalk die bloed van Abel versus die bloed van Jesus? Of die bloed van Abel in teenstelling met die bloed van Jesus? Ek dink dis beide. Die bloed van Jesus in teenstelling met die bloed van Abel en die bloed van Jesus uiteindelik soos die bloed van Abel. Ons lees in Genesis 4 dat Kain vir Abel doodslaan en God kom en hy praat met Kain. Hy vra vir hom, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Bloedvergieting. Onskuldige bloedvergieting. Met voorbedagte rade. Moord. En selfs in oorlog en selfs per ongeluk. Roep na straf en vergelding. Na wraak. Nie net na God om te straf en wraak te neem en te vergeld nie, maar ook na die familie, dan vriende, selfs na volksgenote, dat daar wraak geneem moet word. Daar is byvoorbeeld vandag nog mense wat die Engelse haat oor wat in die boereoorlog met die boervroue, kinders en eiendom en selfs met die vee gebeur en aan hulle gedoen is. Nou God self ag moord en bloedvergieting in 'n baie ernstige lig. In besonder met kwaadwillige intensie of voorbedagte rade. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sê die skrif. Deur die mens sal sy bloed vergiet word. Want na die beeld van God het hy die mens gemaak. Genesis 9 vers 5 en 6. Die bloed roep na God en mens om wraak. Ek sien selfs in Openbaring 6 vers 9 en 10, dat die siele wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het, met 'n groot stem uitroep, hoe lank, o heilige en waaragtige Heer, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Nou die wonderlike ding van die bloed van Jesus is Hebreërs 12 vers 24 sê. Dit sê ons het gekom by Jesus, die middelaar van 'n Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Abel se bloed roep om wraak. Jesus se bloed roep na beter dinge, genade, vergifnis, vryspraak, verlossing, heiliging, reiniging. En Openbaring 1 vers 5 sê dit so. Ons het gekom by Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. 1 Petrus 1:8, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Hoe wonderlik! Hebreërs 9:22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Hoe sing die liederdigter dit nie? So mooi. Hy sê hoe kosbaar is die bloed
eens gestort, vir 'n wêreld met sonde besmet. Die bloed van die lam, wat die sonde van die wêreld wegneem, spreek van beter dinge as die bloed van Abel, wat roep om wraak en vergelding. Ons moet egter weet, genadetyd kan vir my en vir jou verbygaan. Die dag van God se wraak oor sonde en ongeregtigheid gaan nie vir altyd vertoef nie. Bloed gaan gewreek word. Sonde gaan gestraf word. Alle sonde. Want die regverdige straf van die sonde is, soos Romeine 6:23 sê, die loon van die sonde is die dood. Ons sonde gaan gewreek word. Nou die mense het allerlei beskuldigings aangaande die dood en kruisiging en die bloedstorting van Jesus Christus. Hulle sê die slegte Jode het hom gekruisig, of dan ten minste sy kruisdood veroorsaak deur dit te eis van Pontius Pilatus. Anders sê dis Pontius Pilatus wat die dood veroorsaak het, omdat hy toegegee het. Anders sê dis die Romeine. Klomp beskuldigings, kom al jare. Persoonlik aanvaar ek dat ek die oorsaak van die dood van Jesus Christus is. Want hy het sy lewe vir my afgelê, vir my sondes, vir my oortredings. Hy het sy lewe gegee, toegelaat dat hy gekruisig word, om vir my 'n geleentheid te bied om gered te word en vergewe te word. Ek en my sonde en ongeregtigheid was die oorsaak van sy dood. Die Jode, Romeine, Pontius Pilate, die soldate het nie geweet volgens Jesus se gebed wat hulle besig was om aan te vang nie. Ek weet wel. Hulle was besig om die lam te slag, wat vir my sonde en jou sonde en hulle sonde geoffer is. Ek glo Jesaja 53, wat sê die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die wonderlike ding is dat sy bloed nie roep, soos die bloed van Abel, na vergelding. Vra, wat het jy nou gedoen? God weet wat ons aanvang. Die bloed van Jesus sê, ek is bereid om julle te red. Ek is bereid om julle te vergewe. Ek het 'n prys betaal, ek het 'n pad gemaak. Ek roep julle na vergifnis, na verlossing, na vryspraak, na regverdige verklaring, na reiniging en hulp. Hoe tragies is dit nie dat mense verlore gaan, terwyl die bloed van Jesus Christus daar is, en na God roep vir hulle vergifnis, en na hulle roep om te kom na veiligheid, redding, vergifnis, verlossing en heiligmaking nie. As ek glo wat Jesaja 53 sê, dat die straf wat vir my die vrede aanbring, was op hom, moet ek egter ook Jesaja 63 glo. En dit lees so, wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra, hy daar pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag. En dan kom die antwoord oor wie dit is. Dis ek, wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Magtig om te verlos. Jesus Christus, die een wat gekom het om te verlos, wat uit Bosra opkom,
in 'n rooi gewaad. En dan kom die vraag, waarom is u gewaad so rooi? En die klere soos die een wat die wynpers trap? En weer eens die antwoord, ek het die pers alleen getrap. En van die volke was niemand by my nie. En ek het hulle getrap in my toorn, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlostes het gekom. En dan vers 6, en ek het die volke vertrap in my toorn, en hulle dronk gemaak in my grimmigheid. Ek het hulle lewenssap op die aarde laat afloop. Psalm 2 wat tot vervulling kom. Die verwerpte seun, die verwerpte bloed, en wraak oor hulle wat sy genade verwerp het. Hoe sê Hebreërs 10? Hy sê as iemand die wet van Moses verwerp het, dis vers 8, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat sê, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Jesus sit reeds bo alle owerheid en mag. Hy wag om te sien wat ek en jy gaan maak met sy bloed. Gaan ons dit aangryp as verlossing, of gaan ons dit minag en smaad? Een kant toe skuif. Ek hoop, jy en ek sal eendag saam sing met Openbaring 5 vers 9, wat sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, en dis vir die lam, u is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want u is geslag, en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie. Ons sonde en ons ongeregtigheid roep na straf, maar die bloed gestort op Golgotha roep steeds na God om genade en vergifnis en vryspraak vir elkeen van ons terwyl ons nog in die lewe oorbly. Dit vra God om ons nog te verdra. Dit vra God vir nog 'n geleentheid tot bekering om ons gegund te word. 'n Geleentheid om ons te red. Laat ek afsluit met Hebreërs 10, vers 19 en verder. Hy sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, wat vir ons voorbidding doen, wat met sy eie bloed sê, Here, ek het betaal vir hulle redding en verlossing. Terwyl ons dit het, sê hy, laat ons toetree. Kom ons gaan kry die redding, ons gaan kry die vergifnis. Kom ons bekeer ons. Hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, met ander woorde gewas in die bloed van Jesus. Heilige Gees wat my kom skoonmaak, en ons liggame gewas
met rein water. Hoe wonderlik, verbasend groot is sy liefde ook vir my. Kosbaar is die bloed eens gestort vir 'n wêreld, vir 'n mens met sonde besmet. Spreek van beter dinge as die bloed van Abel. Dit spreek van beter dinge as my sonde en ongeregtigheid. Dit spreek van amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Kom ons bid saam. Here, die mens het baie nuwejaarsvoornemens. En seker omtrent almal van ons voornemens misluk. Want is nie deur krag of geweld of wilskrag of in die vermoë van die mens om homself te red nie. Maar die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Die skrif sê, u kan volkome red, almal wat deur u na God gaan, omdat u altyd lewe om vir ons in te tree. Ons dankie dat ons na u kan kom en sê ek het u nodig, Here. Ek glo, ek sit my vertroue, ek vra u, ontsondig my met die bloed van Jesus. Besprinkel my hart daarmee. Reinig my, red my, verlos my, herskep my en help my om in hierdie jaar heilig te wees voor God en in 'n nuwe lewe te wandel. Dankie dat as ons sondes bely, u getrou en regverdig is, om ons van al ons sonde te vergewe, maar meer as dit, om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons kyk op na u, seën ons, seën elkeen wat my hoor en hierna luister, in Jesus naam. Amen. Mooi loop en 'n mooi jaar vir u.